Abba, Vader. Ons mag U so noem. Want die Heilige Gees leer die apostel Paulus ons, het dit vir ons moontlik gemaak. Dat ons wat U kinders was, daardie kindskap met U verbreek het deur die erfsonde, deur Adam en Eva, deur ongehoorsaamheid aan U en gehoorsaamheid aan die Satan, maar U wat van U kant af uit loutere genade 100%, toe ons dood was en ons sonde gekom het en ons U eiendom kom maak het. Ons kom uitkies het uit hierdie wêreld vir U. En dan gee U ons vir U seun Jesus Christus, sodat ons totaal en al afhanklik kan wees van wat hy gedoen het en nie wat ons kan doen. Hemelvader, en dan sien ons hoe hy die perfekte pasgalam die pad gestap het, dat hy ondersoek is en dat daar nie 'n greintjie fout op hom gevind kon word nie, ja, dat hy terwyl hy waarlik mens was, ook waarlik God was, en dat hy deur sy goddelikheid die dood oorwin het, sodat ons vandag fees kan vier, sodat ons op hierdie eerste dag van die week wat opstandingsdag is, dat ons mag weet, ons verlosser leef. Dat ons dit saam met Job kan bely, eeue voor Jesus Christus mens geword het, profeteer hierdie profeet dit alreeds. My verlosser leef. Ons dank U, Vader, dat die Christelike geloof die enigste geloof is wat 'n middelaar en 'n verlosser het wat nie 'n grafsteen het nie, maar wat leef tot in ewigheid. En vanuit die opstandingskrag sal ons ook by die laaste dae, laaste dinge, self uit die dood uit opstaan. Sal hierdie aardse liggaam herrys, sal die grafte oopgaan, soos daardie graf oop was op daardie Sondagoggend. Hemelvader, ons prys U groot en heilige naam vir U woord. En ons prys U dat alles in U woord soos 'n deur rondom 'n skenier draai om die kruis op Golgotha draai. En dat ons Ou Testament vooruit kan sien. Hier is profeseë wat in vervulling gaan. Dankie vir ons gemeente. Dankie dat U deur die Heilige Gees en deur U woord kragtig in ons werk. Dankie dat ons hoe langer hoe meer 'n biddende gemeente word en is. En daarom bid ons, Hemelse Vader, vir almal wat swaar kry in hierdie tyd. U ken ons beter as wat ons onsself ken, maar U gee ook vir ons die opdrag. Dra mekaar se laste. Bid vir mekaar. En daarom wil ons ook in hierdie erediens net hierdie tydjie afsonder om vir U te vra. U ken ons harte. Hemelse Vader, U weet waarmee ons stoei. U weet wat die dinge is wat maak dat ons net die komberse oor ons koppe wil trek en nie krag het om op te staan nie. U weet die dinge wat ons so bekommerd maak dat dit ons lam lê. Gee dat ons vanoggend na ons verlosser sal kyk, waar hy ons as klein gelowiges onderrig en sê, gaan kyk na die natuur. As jy ooit bekommerd is dat jy iets sal kortkom, gaan kyk na die voëls en gaan kyk na die lelies. Hulle plant nie, en hulle saai nie, en hulle oes nie, en hulle maak nie vir hulle self in skure bymekaar nie, maar ek sê vir julle. En dan is ons skaam vanoggend, Vader, in ons klein gelowigheid, as ons in die manier twyfel, hoe U vir hierdie gemeente sorg, en hoe U vir elke lidmaat in hierdie gemeente sorg. Ons bid dat U woord vanoggend weer vlijmskerp na ons toe sal kom. Ons het hier byeengekom om aan U alleen die eer te gee en dat daar net op hierdie heilige vergadering van Jesus Christus een vergaderingspunt is, een agendapunt is en dit is U woord.
Daarom wil ons nou soos kinders wat aandagtig wil luister wat iemand vir hulle sê en by daardie persoon se voete gaan sit, so wil ons nou Hemelse Vader by u voete kom sit. En ons wil vir u vra, sterk ons in die geloof met u woord, deur u Gees, in Jesus naam. Amen. Geliefde kind van God, ons is met 'n unieke opbou na, soos ons dit noem, Goeie Vrydag toe besig met die kruisgebeure. En jy sal sien dat die tema van hierdie hele paar eredienste is na die kruis, waar ons iemand ontmoet het soos met die naam van Simon van Sirene, as ook die vroue wat getreur het en rou bekla het oor Jesus, en ook hoe Jesus sy begrafnis preek daar aan die voet van die kruis vir hierdie vroue. Dit was laas Sondag gewees. Vanoggend stap ons aan na om die kruis. Daar is veral 101 mense om die kruis, wie se aandag ons vanoggend trek, deur wie se oë ons na die kruis gaan kyk. En dit kry ons in Matteus 27 vers 50 tot 54. Matteus 27 50 tot 54. Daarop het Jesus weer met 'n groot stem geroep en die Gees gegee. En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo na onder. En die aarde het gebewe, en die rotse het geskeur, en die grafte het oopgegaan, en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan. En na die opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan, en in die heilige stad ingekom en aan baie verskyn. En dan veral hierdie woord. En toe die hoofman oor 100 en die wat saam met hom Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat daar gebeur, het hulle baie bevrees geword. En hulle het gesê, waarlik, hy was die Seun van God. Ek gaan net tot sover lees. Hy was die Seun van God. Nou geliefde gemeente van Jesus Christus, hierdie tyd van die jaar waar ons terugkyk na die kruisgebeure, is daar baie keer by ons net 'n emosie van liefde en van sorg, maar wat hierdie 101 mense om daai kruis eintlik daai dag gesê het is, ek, nie die persoon langs my nie die persoon wat my leed aangedoen het by die skool of by die kerk of by die werk of waar ook al nie, ek het die Seun van God help doodmaak. Dit is die gevolg. Dit is die rede hoekom hy gesterf het. As dit nie was vir my sonde nie, het Jesus Christus nooit aan die kruis gesterf. En dit is die hartseer feite op die tafel. En by hierdie tyd van die jaar waar die kruisgebeure so geoorromantiseer word met kruisstasies wat uit die Rooms-Katolieke gebruik kom en waar mense van die een kruisstasie na die ander kruisstasie toe kan loop. Dit is nie die feite op die tafel nie. Die feite op die tafel is nie die Fariseërs nie die skrifgeleerdes nie Pilatus nie die Sanhedrin nie die massas wat geskreeu het, kruisig hom nie. Ek het die Seun van God doodgemaak. En omdat ek die rede is vir sy kruisdood, moet hierdie gebeure 'n invloed op my koue, harde, emosielose hart hê. Jy sit dalk vanoggend hier en as gevolg van die swaar kry in jou lewe, is jou hart
dood, koud, emosieloos. Jy het mure om jou hart gaan bou as gevolg van al die swaar kry en alles wat die lewe jou toegedien het. En hier is jy nou vanoggend met die feit dat jy die seun van God help doodmaak. En nou kom die wonderlike voorreg, die kruis breek harte. Die voorreg is hierdie koue en afgestompte hart as gevolg van die kruis begin weer klop, begin weer emosie te toon. En dit is ook iets waar ons as gereformeerdes veral in uitblink, is om emosie en geloof van mekaar te skei. Nêrens in die woord vind jy dit. Ons dink om 'n ware gereformeerde te wees beteken ek mag nie 'n greintjie emosie wys nie. Verkeerd. Die woord van God leer anders. Vanoggend het ons hierdie voorreg, die kruis help my, nie net om die oorsaak van die kruisdood te eien ek self nie, maar Paulus sê in 2 Korintiërs 5:21, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, dis nou Jesus, sonde vir ons gemaak, dis nou ek, sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom. Hierdie vers sê dit presies. My sonde maak my aandadig aan die dood van die seun van God. En om die impak van hierdie stelling op my eie lewe te ondervind, moet ons deur die oë van die Romeinse centurion na die kruisgebeure gaan kyk. Nou centurion is nie Engels nie. Centurion is 'n Latynse woord wat bloot beteken 100. Met ander woorde, hierdie man, hierdie offisier of hoofman oor 100 soos hierdie vertaling dit sê, hy was lid van die beste weermag ter wêreld. Hy was onder hom is toevertrou 100 van die bes opgeleide Romeinse soldate waaroor hy bevel gevoer het. Daar is selfs 'n geskiedenisskrywer Polybius wat gesê het dat die karakter van 'n centurion iets buite hierdie wêreld was. Duideliker gestel, 'n centurion is noukeurig deur die keiser en 'n paar ander generaals met die hand uitgesoek. Op grond van sy militêre vaardigheid, op grond van sy strategie, op grond van jare se ervaring en op grond van die feit dat hy op die slagveld homself as 'n brawe kruiger kon bewys. Jy moes dus fisies en verstandelik so sterk gewees het dat niks jou kon knak nie. Dit was 'n centurion. Sy werk was om die geweld onder beheer te bring sou dit uitbreek in Jerusalem. En almal wat vir Rome 'n bedreiging was, moes hy ter dood veroordeel. Hy moes selfs politieke teregstellings maak as iemand teenoor die keiser sou opstaan, was dit sy werk om daardie persoon, soos ons maar sê, te gaan uithaal. Hierdie centurion, hierdie hoofman oor 100, hy was 'n professionele moordenaar. Dis wat hy gedoen het vir 'n lewe. En hy moes ook die vermoë gehad het om emosioneel afgestomp te word. Hy moes 'n koue, emosielose hart gehad het. Dink by jouself in, dis jou werk. Vandat jy opstaan, totdat jy gaan slaap, kom die opdrag na jou toe, maak dood, en dan is dit nie sprinkane of krieke of kokkerotte nie. Dis mense. Maak mense dood. Hy is geleer om geen emosie te voel nie, vir enigiemand. Vra maar vir enigiemand wat oorlogservaring het en wat teruggekeer het van daai oorlogservaring af. Daai seer sit diep. Dit maak iets emosioneel van jou dood. Jy raak naderhand afgestomp as jy nie keer daarvoor nie, vir jou werk, vir jou vrou, vir jou kinders, vir jou familie, vir jou vriende, vir almal vir wie jy omgee. Hierdie centurion en sy 100 manne was daardie Vrydag aan diens, toe daar gekruisig moes word. En dit is hoe hierdie man se pad met Jesus Christus in kruis. Hy was dus nie net 'n oorlogsveteraan nie,
Hy was 'n kruisigingsveteraan. Jesus Christus en die twee misdadigers saam met hom is nie sy eerste, tweede en derde slagoffers nie. Dit is waarskynlik sy 100 of selfs sy 1000ste slagoffer. En hy het geen saak met hulle emosioneel. Hierdie centurion se 100 manne was die Romeinse soldate wat waarskynlik voor die tyd in die praetorium van Pontius Pilatus in sy paleis waar die verhoor plaasgevind het, die spot gedryf het. Dit was 10-1 die 100 soldate wat met stokke Jesus gaan gevange neem het in Getsemane, soos 'n mens 'n hond nie sal vang. Hulle was die mense wat sy klere van hom afgetrek het en hom bespot het met 'n ander kleed. Hulle was wie se hande die swepe vasgehou het, wat hom geslaan het, hom gespoeg het, spykers deur sy hande gesit het en 'n kroon op sy kop gesit het wat die bloed van sy gesig laat aftap het. En hierdie centurion, terwyl hy nie soveel daarin deelgeneem het nie, hy moes toesien dat Jesus gekruisig word. Dit was sy werk. Hy het nie 'n greintjie gevoel in hom gehad nie. Hy was 'n Romein, hy was 'n heiden en hy het in elk geval wat se gevoel moet hy vir die Hebreëse man hê? Niks. Tog laat die kruisdood van Jesus niemand onveranderd. As jy vanoggend onveranderd by daai deur uitstap, dan is daar geestelik fout. Dan moet jy dringend gaan bid deur die Gees, want die kruisdood van Jesus Christus wat aan jou verkondig word, kan jou nie onveranderd laat nie. Paulus sê in 1 Korintiërs 1:18, want die woord van die kruis, die verkondiging van die kruis, is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan. Maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Die Griekse woord, die dynamis. En daar kry ons ook die woord dinamiek vandaan, of ook die elemente waaruit 'n bom gebou word. Die dynamis van God. Die krag van die kruis kan en mag my nie onveranderd laat nie, veral omdat ek aandadig is aan daardie kruisdood. Ook nie emosioneel, hoor mooi, want in ons kultuur, en dan praat ons veral met die manne onder ons vanoggend. Pas op, laat emosie nie vir jou 'n vloekwoord word nie. Pas op, dat wanneer jou vrou ongelukkig is, jy nie afgestomp raak. Pas op, dat wanneer jou kind, hy of sy haar knie oopval, jy nie niks meer binne in jou voel. Maar die krag van die kruis, om daardie seer toegeboude, emosielose, koue hart van jou vanoggend te kom oopbreek, daaraan is daar geen twyfel. Daardie centurion, as dit met daai centurion kon gebeur het, hoeveel te meer nie met jou nie. Daar het iets met daai centurion daardie Vrydagoggend gebeur, wat die wetenskap nie kan verklaar nie. Hy was nog nooit by 'n kruisiging, waar dit tussen 12 en 3 stik nag donker geword het. Dan dink ons, ja, dit was dalk lokaal, gaan kyk na die geskrifte van die Egiptenaars. So ver wyd selfs as China, in daardie tyd, in daardie maand, op daardie dag, en jy sal bewyse vind van ander volkere se geskrifte wat sê, op daardie dag, tussen 12 en 3, het daar duisternis oor die hele wêreld gekom. Hy is geruk deur 'n geweldige aardbewing terwyl hy hier by die voet van die kruis staan. Hy het rotse gesien skeur daar op Golgotha, uitmekaar uit. En dan beskryf die Griekse taal hierdie 101 manne, hierdie centurion met sy 100 manne wat sy bevel aanvaar, daar het 'n fobie oor hulle gekom. 'n Baie bang, paniekerige, eintlik 'n beter vertaal in hierdie geval en in hierdie konteks 'n eerbied en 'n ontzag oor hulle gekom. Hierdie centurion moet jy baie mooi verstaan. As hy in die strate van Jerusalem geloop het, het die mense gesien, daar loop 'n meneer.
Daar loop 'n man wat gesag het. Hy was bang vir niks. Almal was bang vir hom. Maar ewe skielik, maak die krag van die kruis hom soos klei in sy slagoffer, Jesus Christus, se hande. Dieselfde vrees, dieselfde ontzag kry ons by die disippels toe hulle Jesus op die water sien loop en gedink het dis 'n spook. Dieselfde ontzag kry ons by Petrus, Johannes en Jakobus wanneer hulle saam met Jesus op is met die verheerliking van die berg en hulle ietsie van Jesus se goddelike glorie en eer aanskou. Daar het 'n fobie oor hulle gekom. Nou wil ek dit weer van toepassing maak op ons gemeente. Dat ons pas op, dat ons daai fobie hou vir God, daardie heilige eerbied, respek en ontzag vir God, nie moet verloor. 'n Erediens is nie, en nou gaan ek dit sê in die taal waar in baie gemeentes dit sê. Dis nie 'n chat met jou buddy nie. 'n Erediens is 'n ontmoeting met die lewende, drie-enige God, wat eerbied, ontzag en respek afdwing deur die krag van die kruis. Onthou, hierdie man is al honderde kere deur die kruisigingsritueel van die geskiedskrywer sê selfs al oor 1000. Maar iets was anders op hierdie dag. Daardie man wat gekruisig is, is kaal uitgetrek. Hy is gegesel, daar's dorings in sy kopvel ingedruk. Hy is geslaan, maar hy het nie terugbeklei nie. Hy word aangekla, maar hy sê nie 'n woord ter verdediging nie. Hy het nie gesmeek nie, hy vloek niemand nie. Die soldate se werk was om hom sy waardigheid te ontneem voordat hy aan die kruis sterf. Hulle kry dit nie eers reg nie. Aan daardie kruis soek hy nie eers genade van die Romeine nie. Hy vra hulle niks. Vir die eerste keer sedert die centurion toesien oor kruisigings, is daar nie 'n klarige, genadesoekerige man aan die kruis nie. Wel is daar 'n man aan daardie kruis wat vir hom bid terwyl hy daar staan. Vader, vergeef hom. Daardie koue, emosielose centurion wat een kan staan en fasiliteer hoe hierdie soldate my kruisig, vergewe hom ook. Hierdie centurion besef, hierdie man aan die kruis is nie 'n gewone man nie. Hierdie kruisdood van Jesus Christus is die aanvanklike aksie. En dit roep elkeen, nie net die centurion nie, maar elke gelowige deur die eeue heen tot 'n reaksie. Van die reaksie sien jy vandag op sosiale media. Dit is nog steeds 'n ontkenning. Dit is nog steeds 'n gespot. Dit is nog steeds 'n misdryf van God se naam. Maar iets verander in hierdie centurion se hart op daardie dag. Daar aan die voet van die kruis dring Jesus Christus hom tot belydenis. Daar's geen ander uitweg nie. Jy sal bely. Hy kon nie kies om te reageer soos met al die ander kruisigings nie. Met al die ander kruisigings het hy 10-1 vir hom gesê, wat ook al sy naam is, blok dit uit. Bou 'n muur om jou hart. Vergeet dit so gou as moontlik, dis jou werk. Of hy kon eenkant 'n traan gaan stort het vir hierdie arme Hebreëse man wie se lewe hy vandag geneem het. Of hy kon selfs gegaan het en gesê, "Pa, hierdie is die vreemdste man wat ek in my lewe nog gekruisig het, maar laat dit daar." Hy kon nie. Hoekom nie? As gevolg van die krag van die kruis. Want die kruisdood van Jesus, wat die krag van God is, sê Paulus, was alreeds binne in hom aan die werk, is alreeds vandag onder hierdie prediking in jou aan die werk. Hy het besef, alles wat hierdie man oor homself gesê het, dit is waar. Hy is die Messias. Hy is die koning van die Jode en van alle ander konings. En op daardie oomblik kon hy nie anders. Dink so daaroor. Nadat Jesus gesê het, tetelestai, dit is volbring. Is Golgotha vir 'n oomblik stil?
Jesus blaas sy laaste asem uit. En die volgende woorde wat uit iemand se mond uitkom, is uit hierdie centurion se mond. 'n belydenis. Waarlik, hy was die seun van God. Dit klink nou 'n maklike belydenis om te maak, maar jy moet verstaan uit watter geloofsisteem daai centurion kom. Hy is deel van die Grieks-Romeinse wêreld, waaruit daar 'n magdomgode is. Baie van julle het sekerlik al gehoor of selfs nagelees oor die Griekse mitologie. En dit is presies wat hier aan die gang is. Dis wat in sy kop aan die gang is. Daar is 'n magdomgode en elke god het 'n magdomseuns. So hierdie man kon baie maklik, as hy nie tot geloof gekom het, nie gesê het, hierdie man is 'n seun van 'n god. Verstaan jy, hoor jy die verskil? Hierdie man is 'n seun van 'n god. Dit moes hy eintlik gesê het as dit nie vir die krag van die kruis was. Maar omdat die krag van die kruis sy emosielose hart breek, sê hy nou, waarlik, hy is die seun van God. Die enigste ware God. Hy reageer met 'n belydenis wat Jesus se identiteit eintlik heeltemal saamvat. As Jesus so duidelik aan ons verkondig word, dat ons hom as dit ware aan die kruis kon sien hang, Galasiërs 3 vers 1, maak dit nie saak wie of wat jy is nie. Christus gaan jou kom haal deur die krag van die kruis, of jy nou 'n moordmasjien is, en of jy nou op die straat sit. Die krag van die kruis sal die uitverkorene van God nie verbygaan. Maak nie saak hoe emosieloos, maak nie saak hoe hard jy in hierdie lewe al geword het. Die kruis breek dooie harte oop. En jy kan die waarheid daarvan nie ignoreer nie. Dit is nie net Jesus se disippels, dit is nie net sy naaste sirkel, Lukas, Matteus, Markus, wat al hierdie dinge van getuig nie. Dit is selfs 'n centurion uit die Romeinse weermag, wat hom glad nie geken het nie. En 2000 jaar later, ego hierdie woorde nog steeds in ons oor. Waarlik, hy was die seun van God. Een van die skrifverklaarders, John MacArthur, sê, die grootste wonder gebeur, wat plaasgevind het, die oomblik toe Jesus sterf. Dink net vir 'n oomblik hoe groot wonderwerk dit moes wees. Die oomblik toe Jesus sterf, kom 'n centurion, wat die kruisiging fasiliteer, tot bekering, en daai bekering loop oor in 'n belydenis. As Christus se versoenende werk tot 'n volëinding gebring word, begin sy dramatiese reddende krag reeds deurvloei aan daai kruis na die mense wat fisies die naaste aan hom is. Christus se kruisdood was soos geen ander nie. Hulle het hom hoor bid vir sy moordenaars. Die waardige manier waarop hy daai lydingsbeker van Getsemane leeg gedrink het. Hulle het hom hoor uitroep na sy Vader. Hulle het hom sy moeder sien praat en aan haar 'n seun gegee daar by die kruis. Kan jy agterkom, aan die kruis gaan niks oor homself nie. Alles gaan oor die mense rondom hom en sy Vader. 3 ure se onnatuurlike duisternis. Die son kan sy kop nie uitsteek oor wat hier gebeur nie. En die oomblik wanneer die son terugkeer, slaan 'n geweldige aardbewing hierdie aarde. Rotse skeur, grafte gaan oop, dooies staan op en sien Jesus Christus aan die kruis hang as getuies. So daar is vir jou vandag net een van 2 opsies. Of jy gaan vir in die berge inhardloop en vir die rotse vra, val op ons, verpletter ons, want my kop en my hart is te hard om hierdie goed te glo. Of jy gaan soos hierdie centurion eenvoudig nie meer die feite kan ignoreer. Waar hy was en is nog steeds die seun van God. En dan kom ek tot daardie hartverskeurende besef.
Kan jy jouself indink wat daai centurion moes voel, toe hy tot belydenis gekom het, en hier hang die Seun van God, asemloos, en hy is die oorsaak. Wat het ek aangevang? Ek het die Seun van God gekruisig. Nie net was hy sondeloos en onskuldig nie, maar hy was presies wie hy gesê het hy is, terwyl niemand hom wou glo nie. Hy het vir die wêreld gesê, ek is die Messias. Die wêreld het gesê, ons wag vir 'n ander Messias. Hy het vir hulle gesê, ek is die koning. Hulle het hom bespot tot aan die kruis oor sy koningskap. En ewe skielik onthou hierdie centurion die aanklagte van die Joodse raad wat Jesus oorgelewer het, en wat is hulle grootste aanklag oor hoekom hulle hom wil dood hê? Johannes 19 vers 7. Die centurion staan 10 teen 1 daar naby, wanneer hulle met Jesus daar aankom met die aanklag. Die Jode antwoord hom, ons het 'n wet, en volgens ons wet moet hy sterf, Jesus, omdat hy homself die Seun van God gemaak het. En nadat hy alles gesien het, kom hy tot die gevolgtrekking. Jy kan nie anders, jy kan nie verder ontken nie. Waarlik, hierdie was die Seun van God. Dis 'n geloofsbelijdenis. Geloofsbelijdenis wat deur die eeue heen gaan. Lukas voeg nog ekstra detail by hierdie centurion se belydenis. Hy sê, hy het dit gesê tot verheerliking van God. Met ander woorde, jy kan God nie verheerlik as jy nie tot geloof kom nie. Hy het dit gesê tot verheerliking van God. Waarlik, hy was die Seun van God. En daarom die kruis. Nog voordat daar enige bewyse was dat Jesus uit die dood sou opstaan, dat hy die dood sou oorwin, sê die centurion, ek het genoeg gesien. Ek het genoeg gehoor. Hy is die Seun van God. Een van die skrifverklaarders sê, as dit waar is dat 'n prentjie gelyk is aan 1000 woorde, dan het hierdie centurion 'n woordeboek ontvang. Onthou, hy het Jesus nie geken nie. Hy het hom nooit oorpreek nie. Hy het hom nooit sien mense gesond maak nie. Hy het hom nooit in die skare gevolg nie. Hy was geen getuie van Jesus se lewe nie. Maar hy was getuie van die manier hoe Jesus gesterf het. En dit was genoeg vir sy klipharde, koue, emosielose, doodmaak masjienhart om sy hele lewe te verander. Kan jy jouself indink wat met daai gesin gebeur het van hierdie centurion toe hy die middag by die huis kom? En hy het nie meer daai dooie kyk in sy oë nie. Hy het nie meer daai afgestompte hart teenoor sy vrou en sy kinders nie. Hulle moes gevra het, wat het hier gebeur? Wie het so 'n groot invloed op so 'n mens dat hy so kan verander? Die krag van die kruis. En nou sit jy vanoggend hier met daardie selfde, heel waarskynlik, moontlik, daardie selfde koue, emosielose hart, en jy kan dalk 'n sterk saak bou. Jy kan dalk vir God stukkie vir stukkie in jou lewe uitwys, maar hier het U toegelaat dat my hart stukkie vir stukkie doodgaan. Dat ek steen vir steen om my hart bou, en dat ek ys op my hart gooi sodat dit yskoud word. Maar dan staan jy vanoggend langs hierdie centurion aan die voet van die kruis, en dan moet jy dinge maar 'n bietjie opweeg. Jesus sê vir jou, my aksie, my reddende aksie aan die kruis, vra vir 'n reaksie van jou af. Gaan jy dit ignoreer? Gaan jy dit probeer vergeet tot volgende jaar se Paasnaweek, of gaan jy deur die kragvolle werk van die Heilige Gees, soos die katekismes sê, Christus en al sy weldade omarm daar aan die voet van die kruis van God? Want dan breek die Heilige Gees jou hart op 'n mooi manier. Dan kom jy tot 'n wonderlike belydenis spontaan, dat dit oor jou lippe spoel, dit borrel uit jou dooie hart, eens dooie hart uit, borrel dit nou, dit spoel oor jou lippe. Waarlik, amen, Jesus Christus is die Seun
van die lewende God. En weet jy wat gebeur dan? Maklik om te praat. Dan praat jy nie meer. Dan voel jy. Ek het die seun van God doodgemaak. Dis wat daai Romeinse centurion gevoel het. Dis wat ek vanoggend in my hart voel. My sonde het die seun van God help doodmaak. My sonde was die rede en die oorsaak. En dan kyk ek deur die oë van die centurion na Jesus Christus wat daar hang. En mag jy vanoggend saam met hom bely. Toe die hoofman oor 100 en die wat saam met hom Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat gebeur het hulle baie bevrees geword en gesê: waarlik, hy was die seun van God. Amen. Vader, met harte wat warm klop vir die evangelie, met harte wat warm klop aan die voet van die kruis, sê ons vir U dankie. Ons moes met hierdie geweldige skuldgevoel gesit het vanoggend. Ek het die seun van God doodgemaak. Ek het hom help veroordeel. Ek het hom, dis my sonde wat daardie spykers deur sy hande al hoe dieper in die kruis ingedryf het. Soos Paulus sê, hy wat geen sonde gehad het nie, het U sonde vir my gemaak aan daardie kruis. U vat skuldgevoelens weg. U breek koue, dooie, emosielose harte. En U gee nuwe lewe. En wanneer ons vanoggend dit bely, Vader, dan sê ons dit nie net nie. Ons voel dit. Waarlik. Hy is die seun van God. Amen.